Goeienaand. Psalm 23 word gekenmerk deur 3 uitsprake. Ek kom niks kort nie, vers 1. Ek sal nie vrees nie, vers 4. En ek sal tuis wees in die huis van die Here, vers 6. En alles loop uit op hierdie laaste uitspraak. Ek sal tuis wees in die huis van die Here in lengte van dae. Die huis van die Here. Daar kom ek niks kort nie. Daar sal ek nie vrees nie. By die Here in sy huis. Die huis van die Here dui vir Dawid op die tabernakel. Vir Salomo en die volk Israel daarna dui dit op die tempel in Jerusalem. Verskeie psalms sing van verlange om in die tempel van die Here te wees, om in sy teenwoordigheid te wees. Die bekendste hiervan, Psalm 84. Ons lees vers 1 tot 5 en vers 11. Van die Koragiete Psalm. Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies. Daar by u altaar, Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met die mens vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. In vers 11, waarlik een dag in u tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. In die Nuwe Testament kom die term huis van die Here of huis van my Vader baie seldsaam voor. Net soos Dawid al is die fokus dwars deur die Ou Testament en nou veral in die Nuwe Testament nie op 'n tent of 'n gebou nie, maar op die Here wat daar teenwoordig is. Dit gaan in die Psalm die hele tyd oor die herder en die gasheer en hulle teenwoordigheid, sy teenwoordigheid. By groen weivelde, by waters waar rus is, ook in die vallei van donker skaduwees, regdeur tot by die tafel waar hy voed en beskerm, bepaal sy teenwoordigheid alles. Dit wys natuurlik alles op die koms van die Immanuel, die God met ons, die koms van ons Here Jesus Christus. Hierdie Psalm het waar geword met sy koms. Hy het die Vaderhuis verlaat en op aarde, anders as jakkalse en voëls, nie 'n tuiste gehad nie. Hy is deur mense verjaag en geminag. Hy het deur die Vader verlaat en het in 'n graf tot ruste gekom. Dit alles sodat ons kan tuiskom in die huis van die Vader. Hy self het die groot hoëpriester oor die huis van God geword. Hy het sy gees uitgestort om in ons te kom tabernakel, te kom tent opslaan. Hy het onsself die huis van God, dit is die gemeente van God kom maak, volgens 1 Timoteus 3. Hy het dit kom moontlik maak, sodat ons met sy wederkoms as gelowiges in die huis van sy Vader, wat baie woonplek het, en wat hy self vir ons voorberei, kan woon. Dieselfde woord wat in vers 3 met verkoop vertaal is, word weer in vers 6 gebruik. Die betekenismoontlikhede van die woord toegepas op die Vaderhuis is soos volg. Ek keer na die Vaderhuis terug. Dis my huis, daar is ek tuis. Daarin sal ek telkens gaan. Ek sal daar uitgaan en ek sal weer daarin gaan. Dit is my tuiste. Ek sal na die Vaderhuis terugkeer of ek bekeer my daarheen. Ek sal omdraai soos die verlore seun en in oop arms na my hemelse Vader toe hardloop. Derdens, ek sal in die Vaderhuis verkoop word. Daar sal ek rus vind, herstel. Daar sal ek uitrus en versterk word. En laastens, ek sal in die Vaderhuis gered word, soos 'n skaap wat omgeval het en nie self kan regop kom nie. My Vader sal my daar weer op my voete sit. Ek keer terug na die Vaderhuis in lengte van dae, vandag, môre, elke dag vorentoe, al die dae van my lewe, selfs verby die aardse lewe in ewigheid. Die Here is my herder, die Here is my gasheer. Dit is genoeg. By hom kom ek niks kort nie.
By hom sal ek nie vrees nie. By hom sal ek tuis wees. Goeienaand.